Goeiedag almal, ons het die laaste paar dae gesels oor die Here wat jou ken en ons het gepraat oor die feit dat jy nooit alleen is nie en dan nou vandag, die Here dink altyd aan jou, hy onthou jou. Ons lees in die Bybel dat die jare wat Dawid gevlug het van Saul se pogings om hom te vermoor, dit was tye wat gevaarlik en donker in sy lewe was. Maar een van die merkwaardigste dinge van Dawid se verhaal is dat hy geweier het om teen Saul terug te veg. In werklikheid het hy 2 keer die lewe gespaar van die man wie se hoofdoel dit was om hom dood te maak. Dawid was gedurende hierdie tyd ook verraai deur mense wat hy gehelp het. Hy moes vlug vir sy lewe en is uiteindelik gedwing om sy land te verlaat en om skuilings te gaan soek tussen sy vyande, die Filistyne. Luister net na Dawid se woorde in Psalm 31 daarvan vers 11. My lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My ellende maak my kragteloos en teer my liggaam uit. Al my vyande minag my en ek het 'n voorwerp van smaad in hulle oë geword. Ja, selfs my bure verag my en vir die wat my ken is ek 'n verskrikking. Op straat sien die mense my en vlug dan weg van my af. Almal het my vergeet, asof ek dood is, soos 'n ding wat lê en vergaan. Almal fluister en skinder oor my, van alle kante is daar skrik rondom my. Almal span saam teen my, hulle maak planne om my dood te maak. Ja, ons kan hier sien, die lewe was glad nie maklik vir Dawid nie. Elke oomblik was daar iemand wat hom wou doodmaak. Maar deur al daardie gevaar en beproewings het Dawid geweet. Hy het besef, net die Here kan hom beskerm en net die Here kan hom help. En daarom roep hy uit in vers 15 en hy sê, maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my God en my toekoms is in U hande. Red my van my vyande en die wat my vervolg. Weet, maak nie saak wat om jou gebeur en wat ook al met jou gebeur nie. Die Here jou God is daar vir jou. Hy's gereed om jou te help en om jou op te hef. Psalm 103 vers 13 en 14. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy weet watter maaksel jy is. Hy onthou dat jy bloot net stof is. Weet, ons geloof en verwagting moenie gebaseer wees op slegte dinge wat met ons gebeur nie. Die lewe is nie maklik nie en ons geloof en verwagting moet gebou word op die fondasie van wie en wat God is, sy karakter en sy beloftes en ons moet altyd onthou, maak nie saak hoe moeilik of hopeloos jou situasie is nie, die Here het jou nie vergeet nie. Nee, hy weet wie jy is, hy weet wat jy is en hy weet waar jy is. En onthou, die God van die Bybel is ook jou God. Dankie daarvoor, Here. Amen.